Vriende, ek is Dani van Dijk en ons gaan voort met ons gedagtes oor die wet en die genade. Ons kom vanaand by die baie goeie nuus. Net oorsigtelik, die hele gedeelte in Romeine hoofstuk 7 handel dan oor 'n lewe onder die wet, die verduideliking van Paulus, hoe lyk 'n lewe onder die wet? Net in baie kort, die ou verbond, die Ou Testament, hulle moes die wet hou. Hoekom sou dit nodig wees? Om vir die mens te wys, hy kan dit nie doen nie. Hy het iemand nodig, hy het 'n middelaar nodig. Hy het iemand nodig om die wet in sy plek te hou, want ons kan dit nie self doen nie. Dis waar hy sê, in Romeine 7 vers 20, maar as ek doen wat ek nie wil nie, doen ek dit nie, maar die sonde wat in my woon. Ek vind dis hierdie wet in my, as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. En dan op die ou end, ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? En dan kom ons nou by die baie goeie nuus. Die volgende vers, in Romeine 7 vers 25, ek dank God deur Jesus Christus onse Here. En dan Romeine 8 vers 1, waar hy sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus is, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. En hier sien ons, nou kom Christus by. Nou kom 'n lewe in die Here Jesus by. Jesus wat gekom het, gebore onder die wet, om ons wat onder die wet was, los te koop van die vloek van die wet. Ons gaan later verduidelik, wat beteken die gedagte die vloek van die wet? Want die wet is heilig. Die wet is God se absolute standaard. Ons kan dit net nie hou nie. Ons het nie die vermoë om dit te hou nie. Daar is iemand wat dit vir ons moet hou, en dit is Jesus. Hy het in ons plek kom staan. Hy het die wet in ons plek gehou, en nou moet ons in hom wees, sodat ons in sy werke kan staan en sy guns kan hê. Baie interessant, kom ons by Romeine 8 vers 2, wat sê, want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Nou wil ek gou vir u verduidelik, 'n wet geld. 'n wet geld altyd, in alle opsigte. So kry ons natuurwette, dis die wet van swaartekrag. Dit beteken, as ek op die huis se dak klim en ek spring, ek sal verseker val. Ek sal elke keer val, want daar's 'n wet van swaartekrag. Die aarde trek ons aan na hom toe. Nou, sê nou ek sou hierdie Bybel dan in die lug hou. Die wet van swaartekrag het dan 'n krag wat hy uitoefen op hierdie Bybel wat hom gaan aftrek aarde toe. Elke keer gebeur dit. Maar nou kom daar 'n ander wet in werking, en dis die wet van 'n opwaartse krag wat ek dan uitoefen daarop. En die wet van die opwaartse krag is nou sterker. Dis nou 'n sterker wet as die wet van die swaartekrag op hierdie Bybel. En daarom kan hy nou in die lug bly. So met ander woorde, daar's 'n wet, maar as daar 'n sterker wet in werking kom, dan kanselleer hy die eerste wet uit. En dis wat vers 2 sê, want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en dood. Met ander woorde, hier kom nou 'n nuwe wet. Die oomblik as ek nou in Christus is, kom daar 'n nuwe wet in werking, en dis die wet van die gees van die lewe. So nou kom die Heilige Gees binne in my woning maak. En dis 'n sterker wet as die wet van die ou verbond waar hulle om moes onderhou, en dit oefen nou 'n krag uit op my lewe. Ek is nie meer onder die verpligting om die Ou Testamentiese wet slaafs te hou soos in die ou verbond nie. U sien, dit gaan oor 'n verhouding, nie die onderhouding van dinge, onderhouding van reëls, onderhouding van wette nie. Dit kan my nie heilig maak nie. Die wet kan my niks geestelik toevoeg nie. Die wet kan net sonde openbaar. Dis wat die Bybel vir ons sê. So met ander woorde, daar moet 'n ander wet wees.
wat in werking kom om my geestelik verder vorentoe te, om my nader aan God te bring, om my heilig te kan maak. Die wet kan my nie heilig maak. Vriende, die onderhouding van die wet is nie heiligmaking nie. Dis wettisisme. En dis krities belangrik. Die onderhouding van die wet lei tot wettisisme, nie heiligheid nie. Heiligheid is die lewe in die nuwe wet van die Gees in die lewe. Nou wil ek net vir u nog 'n vers lees, en dis nou in Korintiërs. Ons gaan baie oorsigtelik net oor dit, en ons kom by Korintiërs. Nou kom ons by 2 Korintiërs hoofstuk 3. Nou moet u mooi luister, ek gaan eintlik maar basies net die verse vir u lees. Hy sê in 2 Korintiërs 3 vers 6, want die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. So daar is net een wat kan lewe gee, en dis die Gees. Luister na wat sê vers 7. Hy sê, en as die bediening van die dood met letters of klippe gegraveer in heerlikheid was. Wat was op klippe gegraveer? Die wet. En dit het heerlikheid gehad. Dit het heerlikheid gehad in die tyd toe dit daarvoor bepaal was. Hy sê verder, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie, vanweë die heerlikheid van sy aangesig, wat tog moes vergaan. So hier noem die Bybel dit, die bediening van die dood, want dit het sonde geopenbaar. Dit het nie heilig gemaak nie. Die onderhouding van die wet kon nooit iemand red nie. Niemand was ooit gered deur die onderhouding van die wet nie. In die Ou Testament was hulle gered deur geloof in God, maar nie die onderhouding van enige stel reëls nie. Luister nou wat sê vers 11. Want as wat moes vergaan met heerlikheid was, veel meer is wat moet bly in heerlikheid. So, die ou verbond moes gaan, en daar het 'n nuwe gekom. Die nuwe, die volmaakte, die Ou Testament, die onvolmaakte, die voorbereiding tot die volmaakte wat moes kom, die nuwe verbond. Hy sê in vers 14, maar hulle sinne is verhard, want tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking, sonder dat dit opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig word. Goed, met ander woorde, as ek nou by die ou verbond, by die wet bly, dan kom daar 'n sluier oor my geestelike lewe. Dan kan ek die lewe in Christus, die lewe van die Heilige Gees, kan ek dan nie raak sien nie, want ek is versluier. As ek bly by die Ou Testamentiese onderhouding van die wet, van die feeste, van die name, van ons ken dit alles. Die onderhouding van dit bring 'n sluier oor my lewe wat maak dat ek dit nie kan sien nie, dat ek dit nie kan ervaar nie, dat ek nie kan beleef dit wat Christus vir my kom doen het nie. En ek vertrou dat die Here Jesus in elke een van ons daardie verligting werk, daardie openbaring werk, dat hy gekom het om die nuwe wet in ons lewe te wees. Jesus gee nie vir ons dinge wat ons moet doen nie. Hy kom wees in ons, wie hy is. En ek bid die seën van die Here oor u af, in hierdie gedagte, in hierdie studie, rondom die wet en die genade, die goeie nuus, dis goeie nuus. Ons is nie meer onder wet nie, ons is nie, die wet staan vas, dis God se standaard, maar ons is nie meer onder die wet nie. Hy sê dit vir ons baie duidelik. En ek bid die seën van die Here oor u af. Mag die Here u baie ryklik seën. Mag hy u seën met die vryheid in hom, die vryheid in Christus. Nie 'n gebonde lewe van slawerny nie, maar die lewe in Christus Jesus. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou vrede gee.